2 liedjies sing voorsang, maar soos 'n bietjie uitoefen uit, so maar ek het baie vertroue dat die gemeente lekker gaan saam sing vandag. Ik denk een baie belangrike een is dat daar 'n bezorgvergadering is
asseblief vir donderdag gemaak wees. So dit is dan al die afkondigings. Terwyl wat vir dan net om terug te hardloop. Die fotum in Latijns beteken begeerte, gebed of verlange. En aan die begin van die erediens kan dit baie keer verstaan word as 'n uitroep na God. So vandag gaan ons fotum bietjie anders doen. Ek gaan 'n gedeelte lees, John en Lewe gaan vir ons 'n pragtige lied sing, en dan gaan ek weer 'n gedeelte lees. Ek wil uitnooi dat ons saam sing met die lied, maar gebruik die tyd en gaan na God toe met julle begeertes, julle gebede en julle verlange. So kom ons word rustig. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Wees. Wees stil en weet. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet, ek is die Heer. Elkeen word vanoggend gegroet deur ons ongelooflike drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God ons ewige Ouer. God se liefde is daar geen einde nie. En van God die Seun, Jesus het ons verlos, en van God die Heilige Gees, en die Gees maak alles nuut.
is van Lucas, gaan alles saam weer van vooraf gaan onderzoek doen. Ek gaan na almal toe gaan, ek gaan met almal praat en ek gaan die regte volgorde, die regte evangelie skryf. Nou wanneer hy dit sê, beteken dit nie dat die ander evangelies verkeerd is nie. Net dat Lucas 'n spesifieke doel met sy evangelie wou benadering. Hy wou die boodskap en simboliek van Jesus en Jesus se dele en sy woorde en die dade so effektief moontlik weergee as moontlik. So, wanneer ons dan na die teks kyk wat ons gaan lees, is dit belangrik om te onthou waar dit geplaas is. Hierdie teks van die Emmausgangers vind ons tussen die gedeelte wat Jesus nie in die graf is nie, maar die vrouens nou besef Jesus is weg en die engele verskyn aan hulle en dan later, die volgende teks na die Emmausgangers is die teks waar Jesus die disippels verskyn. Nou as ons die gedeelte lees, dan maak Lucas geklink asof dit alles op een dag plaasgevind het. So ek dink wat ons kan lees, Jesus ergens was. Want hy 12 kilometer gestap en 'n klomp ander goeders ook nog gedoen. So voor ons sal lees, kom ons sluit ons oor in gebed. Here, U is ons ewige Ouer. Die een by wie ons altyd welkom is. Die een waar ons altyd tuis sal wees. Waar ons nou uit die woordheid gaan lees, maak ons ore oop om U stem te hoor en die boodskap vir ons te ervaar. Maak ons harte sag, dat ons weet dat U by ons is. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier saam te kan lees en saam te kan lees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons lees op. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na die dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en het hulle saam geloop, maar hulle oë is verhinder om te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit dat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan staan hulle en een van hulle met die naam Cleopas antwoord, is U dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat U nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woorde en daad voor God en die Here volk, en hoe ons priesterhoofde en die Here van ons volk oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat hy is wat Israel sal verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue in ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon nie sy liggaam kry nie. Hulle het ons vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf gegaan en het dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy Moses en al die profete begin en al die skrifuitspreuke uit op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aangekom het, waar die hulle op pad was, het hy gemaak sodat hulle verder gaan. Hulle het agter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want ons ander onder die dag is verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, terwyl hy
Ek denk, meeste van julle al 'n preek uitgehoor het. Dit is nie 'n onbekende teks nie. Die teks vertel oor 2 mense wat loop van Jerusalem af na Emmaus, wat moedeloos is. Hulle het so gehoop dat hierdie Jesus van hulle, die Messias sou wees. Maar hulle ervaar dat hierdie Jesus op die kruis gesterf het en dat hierdie Messias in hulle lewe opgesoek het. Maar toe kom hierdie Messias en stap met hulle die pad saam. En in die Grieks word daar staan verhinder, gebruik hulle die passiewe vorm. So dit maak het klink asof die Emmausgangers nie in beheer was daarvan nie. Hulle kon nie Jesus herken nie. En dan is dit dalk vir my die gedeelte die meeste ironie. Jesus vra vir hulle, waaroor praat julle so? En asof Kleopas kyk ons aan gaan, hoe weet jy nie, tog weet Jesus presies wat gebeur het. En in plaas daarvan daar hulle oë oopgemaak, dat hulle wel kan herken, word Jesus kwaad vir hulle. Hy sê vir hulle, is julle nou wat nou van al die profete? En hy lê die skrif vir hulle uit. En dan kom die kinders en die hulle kom by die naast. En in hierdie wêreld waar gasvryheid 'n ongelooflike belangrike rol gespeel het, sê hulle vir hom, kom in, kom slaap by ons oor, nadat Jesus gemaak het as hy verder gaan. Want hierdie mans van bewus was nie, as hulle nie gasvry was nie, en gevaar was om Jesus te verloor, sonder om eers te besef dat Jesus daar was. En te danke aan die gasvryheid kom Jesus toe in. En hy gee as gaste op aan breek die brood, hy vra die seun, en net daar besef die Emmausgangers wie voor hulle sit. Net daar besef hulle, miskien die persoon. Hierdie persoon wat gelei het en in sy heerlikheid ingegaan het. Dit is ook 'n interessante gedeelte waar Jesus sê, moes die Christus nie lei in sy heerlikheid ingegaan. Dit is die eerste keer in Lukas wat Jesus na homself verwys as die Christus. Maar nou waar Jesus verdwyn het, besef die Emmausgangers wie daar was. En hoewel God nie meer, Jesus nie meer by hulle is nie, is sy teenwoordigheid volle deel. Hulle trek hulle skoene aan en hulle gaan terug Jerusalem toe. Hulle gaan vertel van die storie. So, wat 'n pragtige gedeelte. So eenvoudig. Maar tog iets waarin ons vandag gaan leer. Ek gaan nou vir daar vra om die volgende skryfie te sê. Dit was 'n redelike / baie bekende skilder, Rembrandt van Rijn. Ek gaan nie sy naam probeer uitspreek nie, Rembrandt van Rijn het oor die 700 skilderye geteken of geverf. Dit is amper meer dan 800, as ek reg is, so 771 skilderye in sy lewenstyd. En van hierdie amper 800 skilderye, het hy 7 geverf oor hierdie spesifieke gedeelte. 7 skilderye van die Emmausgangers. So ek wil julle nou uitkom na die sonderheid. Die eerste een verf hy in 1629, toe hy 22 jaar oud was. Hier teken hy die punt van herkenning, maar Jesus is nog redelik onduidelik. Die volgende ene verf hy in 1634. Dis ook die punt van herkenning. In sy eie
hoe daar 'n verskil in Rembrandt se lewe en sy geloofslewe plaasgevind het. Net so in die begin waar Jesus daar so 'n bietjie onduidelik is, kan ons dalk met daai skildery meer aanklank vind. Of dalk met die laaste een, waar Jesus vir ons met volle mens is. Ek wil nou vra of julle nog 'n skildery is. Dit is ook 'n redelike bekende een. Hierdie het Michelangelo geskilder in 1512 en dit is ook die Sistine Kapel van die Sistine se dag. The Creation of Man. Dit is die skildery se naam. En ek wil graag fokus plaas op 'n gedeelte van hierdie skildery, soos ek ook nog gaan fokus op. Kyk na Adam se arm, wat so opvaart, so chill, soos die mense gesê, op sy weer, soos aan die nasie in vergelijking met God se arm, wat ten volle uitgestrek is. En dan kyk ons na die hande. God strek van sy arm tot sy wysvinger ten volle uit na Adam, na die arma, na die mens toe. Dit is ons God, die een wat altyd uitsteek. Die pad van ons geloofslewe lyk almal anders. Party van ons is dalk nou die begin van ons Emmauspad, 12 km ver van Emmauspad, waar ons God nie kan sien, waar ons God nie herken. En ander van ons is dalk al op die punt waar Jesus die bloed breek en ons weet in volle wie hy is en dan verdwyn hy, maar daar waar Jesus verdwyn ervaar ons die teenwoordigheid van God ten volle. Ander van ons dalk ons Jerusalem speekies aangetrek en teruggehardloop vir mense te gaan vertel. Baie van ons lewens lyk anders. En ons geloofspad gaan anders lyk na aanleiding van ons lewens. Of vice versa. Party van ons gaan nou in 'n plek wees waar God so teenwoordig is, dat ons nie eens twyfel oor nie. Maar vir ander kan ons nie vir God ook sien. En dit is ervaring. Dit is die wonder van die Emmauspad. Het maak nie saak waar jy is op die pad nie. Jesus stap saam met jou op die pad. En meer as dit, ons het 'n God wat in volle uitgestrek is na ons toe. Wat smag na ons. Wat wil hê ons moet sy hand nie ons vergeet, ook 'n bietjie meer moeite insit, nie soos Adam halfhartig uitreik nie, maar ons soos God alles uitgestrek na hom toe. En dit klink dalk asof ek sê die lewe gaan maklik is as ons glo in God. En ek dink die meeste van die broeders het meer lewenservaring as ek. En sal vir my lag as ek sou sê, maar Christen te wees is gelyk aan 'n maklik lewe. Maar ongelukkig is dit nie waar nie. Maar tussen alles deur, tussen die pad waar ons dalk God nie sien nie, en die pad waar ons terughardloop vir mense te vertel hoe ongelooflik die Jesus is wat na 3 dae weer opgestaan het uit die dood, stap Jesus saam met ons. Ons almal gaan iewers weer 'n warm gevoel in ons harte kry en besef dat Jesus saam met ons stap. Die Jode in die Ou Nuwe Testament sê dit God en ek wil julle daarmee los. Ons stap die pad agteruit in. Wat ek daarmee bedoel het, is ons kyk terug na ons verlede, sodat ons daai goue lyntjie kan sien waar God oral in ons lewens teenwoordig was.
pad saam met